Goeiedag julle en welkom by die tweede aanbieding van hierdie week se week van gebed. 'n Gesin in gebed is 'n gesin gered. En vanaand is ons tema die een wat jy liefhet. Kom ons sluit die oë en dan soek ons die teenwoordigheid van God. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade en dankie dat ons hier kan wees en die woord kan open. En ons fokus is op die gesin hierdie week. Ons fokus eintlik vir hierdie jaar is op die gesin. Want die gesin is so kwesbaar en so onder die aanslag van die duiwel. Alle fasette van die gesin en ons weet dat die huwelik en die gesin iets is wat U reg daar in Genesis in die begin ingestel het. Dis 'n goddelike instelling en daarom is die duiwel se aanslag so groot teen die gesin. Kom dan vanaand naby met ons en spreek deur my is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ek lees vir ons uit Genesis 22 en dit is 'n welbekende verhaal en ek dink die probleem met welbekende verhale in die Bybel is dat ons soms, omdat ons reeds vertroud is of ons dink ons is vertroud met die verhale, net deur dit lees. En baie keer dan mis ons juwele wat die Here nog daar vir ons verberg het. Maar ek lees vanaf vers 1 en sê, na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en 'n antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land van Moria, en offer hom daar as 'n brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak, sy esel opgesaal, en 2 van sy dienaars en sy seun, Isak, saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan, en na die plek gegaan, wat God hom aangewys het. Wat 'n opdrag. In Genesis 12 word Abraham geroep, op die ouderdom van 75, om die land te verlaat, waarop hy getroud was. Toe God vir Abraham in Genesis 12 vers 1 roep, met die belofte, dat hy hom 'n groot nasie sal maak, en aan hom 'n groot landgebied sal gee, het God hom geroep om sy verlede agter te laat. Die roeping van Abraham in Genesis 22 is anderste. Hier roep God Abraham om sy toekoms agter te laat. Vir 25 jaar is daar aan Abraham en Sara beloof dat hulle 'n kind sal baar. Dat daar 'n kind vir hulle sal gegee word deur God. Wat deel was van die verbondsbelofte, 'n kind waardeur God die volk van Israel sou seën. 'n kind op wie die seën van God gelê het. Vir 25 jaar lank swerf Abraham en Sara deur die antieke wêreld. Met daardie hoop in hulle hart. Daardie hoop in hulle hart dat die belofte van God tog waar sal word. En soos die tyd aangaan, raak daardie hoop al hoe minder. En die geloof raak al hoe minder. So erg wat Sara en Abraham eintlik op die ou einde van die dag die Here uitdag. Maar in Genesis 17, toe die Here die verbond opnuut bevestig met Abraham, en vir hom sê, dis 'n ewige verbond, smeek Abraham die Here en hy sê, ag Here, hoe kan 'n man op my ryke ouderdom, op my vrou se ryke ouderdom, nog kinders in hierdie wêreld bring? Doen my 'n guns en seën tog die kind wat ek by my slavin gehad het, mag hy die een wees wat die seën het. En die Here sê uitduidelik, nee, my verbond gaan met jou wees, en die seun wat Sara sal baar. En dan daar in Genesis 17 vers 19 sê die Here, en julle sal hom Isak noem. En die naam Isak beteken eintlik die een wat gelag het. En is dit nie ongelooflik dat die Here sê, julle sal julle seun die naam gee, wat 'n refleksie sal wees van julle ongeloof.
'n refleksie van julle ongeduldigheid. En dan kom ons in Genesis 22, min of meer 21 jaar na die geboorte van Isak. 45 jaar lank stap Abraham en Sara al die pad saam met die Here in hierdie verbondsverhouding. En nou kom die Here en hy vra iets ongeloofliks. Ek lees weer vers 2, toe sê hy, neem jy jou seun, en nou definieer die skrif presies wat die verhouding was tussen Isak en Abraham. Jou enigste wat jy lief het. Weet jy dat dit die eerste keer is in die Bybel wat die woord liefde voorkom? Min of meer 2200, 2400 jaar na die skepping. Is dit die eerste keer wat die woord liefhet voorkom. In Genesis 17, toe God die verbond met Abraham bevestig, kom die woordjie verbond 13 keer voor, wat die numeriële waarde is vir die woord van liefde in Hebreëus. So die verbond is eintlik 'n liefdesverhouding wat heers tussen God en Abraham en Isak en hulle nageslag. Maar nou kom die Here en hy sê vir Abraham, hierdie gaan 'n toets wees van jou verhouding met my. Jy gaan nou die enigste een wat jy lief het neem. En Abraham moes besef dat hy die gewer liewer moes hê as die geskenk. Ek sê dit weer, Abraham wat die vader van Isak was, moes besef dat hy die gewer wat God is, liewer moes hê as die geskenk. Deuteronomium 8 vers 2 sê vir ons, waarom toetse wat die Here oor ons pad bring so belangrik is. Deuteronomium 8 vers 2 sê, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou na 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot die verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Hierdie is 'n refleksie van Abraham se verhouding met sy goddelike vader. Geliefdes, en dit is 'n week van gebed waar ons fokus op die gesin. Abraham en Sara staan voor 'n verskriklike toets. So lank het hulle gewag vir hierdie seun Isak. So lank het hulle dalk gedink, miskien is hy die vervulling van die verbondsbelofte. En nou in hierdie toets moes Isak sien wat die verhouding tussen sy ouers en God is. Nou wil ek vir julle sê, in vandag se lewe gaan ons kinders offer. Ons gaan. Dit hang af vir wie ons daardie offer gaan bring. Ons kinders gaan sien aan wie is ons getrou in hierdie lewe. Ons kinders gaan sien met wie het ons 'n verbondsverhouding. Wanneer ons deur toetse en dinge in ons lewens gaan ons kinders sien vir wie ons hulle offer. Daar's baie dinge wat ons eerste in ons lewe kan stel. Eksodus 20 vers 3 sê, ons mag geen ander gode in ons lewens hê nie. Maar as wanneer dinge moeilik raak, wanneer dit duidelik raak, is dit die werk, is dit seksuele begeertes, is dit familie, is dit vriende. Wat plaas ons eerste? Of is dit God en sy woord? Is dit ons verhouding wat ons met God het wat eerste kom ten spyte van wat die gevolge mag wees? En in Abraham se getrouheid aan sy vader, toe hy bereid was om sy seun vir God te gee as 'n brandoffer. En nadat hulle in vers 9 'n altaar gebou het, 'n plek van aanbidding,
waar Abraham en sy seun Isak God se naam wou groot maak, kom die Here en hy gee vir hulle die beloning of die vrug van getrouheid aan die verbond. Vers 12 sê, en hy sê, moenie jou hand na jou seun uitsteek nie. En doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees. En daardie vrees is nie 'n negatiewe konnotasie nie. Dis dat jy in verwondering staan oor wie God in jou lewe is. En jou seun, jou enigste, nie van my terughou het nie. Geliefdes, dit is so belangrik dat ons nie ons kinders sal terughou van God nie. Dat alles wat ons sal doen na die beste van ons vermoë, sodat hulle ook 'n heerlike geur voor God mag wees. Maar is ook hier in die feit dat Abraham God gevrees het, wat Isak daardie verwondering waarin sy pa gestaan het, teenoor God kon aanskou. En toe Abraham sy oopslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Hier is die beloning. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af, en hy sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het, en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel, en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Dit is die belofte en die seëninge, wanneer daardie verhouding wat ons as ouers met God het, daarop gefokus is dat die gewer meer belangriker is as die geskenk. En laat ons sal besef die geskenk wat ons kinders is, wat ons vrouens is, wat ons mans is, moet ons bring as 'n lieflike geur tot God. Ons moet saam 'n altaar bou, 'n plek van aanbidding, waar ons God loof en in vrees voor God kom, in verwondering voor hom staan. En dat ons niemand sal terughou nie. En daar die lam sal vind en sal besef, God het sy enigste seun wat hy liefhet vir ons gegee, sodat ons volmaak in hom as gesin voor God kan staan, volmaak in liefde, as 'n lieflike geur tot God. En daarom vra ek vanaand vir jy, vir die enigste een wat jy liefhet, gaan soek jou berg Moria, die plek wat God vir jou sal uitwys. En wanneer jy by daai plek kom, mag die enigste een wat jy liefhet, die vrees van God in jou sien. Mag hy die altaars ondervinding saam met jou beleef. Moet nie terughou nie. Want dan lê die belofte van die seën van die Here daar. En die seën van die Here gaan nie hier oor rykdom en weelde en om hierdie wêreld te verower nie. Die seën hiervan gaan lê in verhoudings. Dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel. Dis my gebed vanaand. Daarom vra ek in hierdie week van gebed, laat ons sal bid, laat die verhoudings wat ons met ons kinders het, nie sterker sal wees as ons verhouding wat ons met God het nie. Maar dat ons verhouding wat ons met God het, sal oorspoel in ons verhouding met ons kinders. En laat ons kinders ons vrees
vir die Here sal ons skou, en dat ons saam 'n altaar vir God sal bou. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, U wil nie 'n verbondsverhouding hê met my en iemand anders nie. Die verbondsverhouding wil U sluit met my vrou en my kinders. U wil 'n ryklike seën op ons gesin plaas. Net soos op ander gesinne. En daarom vra ek U dat U ons sal help, dat die vrees wat ons vir U het in ons kinders 'n werklikheid sal word. Dat ons kinders sal vat en nie vir die wêreld sal offer nie. Dat ons kinders sal toevertrou aan U. Dat ons 'n altaar sal bou en U aangesig sal soek. En dat ons dan die vrugte van daardie seëninge sal ervaar. Dankie dat U ons liefhet. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.